Hallo maats, ek is bly om julle weer te sien. So, vandag gaan ons oor die storie van Dawid en Goliat bietjie praat. Ek weet julle ken eintlik die storie, maar ons gaan lekker saam met dit leer ook. So, ons gaan na teenoorgesteldes kyk. Nou, teenoorgesteldes is wanneer 'n woord of iets presies die teenoorgestelde betekenis kry. Ons noem dit ook antonieme. Goed, kom ons kyk na die storie van Dawid en Goliat. So, Dawid was die jongste van sy broers. Kom ons kyk na die woord jongste. Wat is die teenoorgestelde van jongste? Oudste. Dis reg. So, Dawid was die jongste van sy broers. En sy het vir sy pa die kleinvee opgepas. Terwyl sy 3 broers gegaan het om vir Saul te gaan veg. Nou, kleinvee se teenoorgestelde is grootvee. Wat 'n kleinvee kry ons? Ons kry skape, wat 'n kleinvee is. En dan van die grootvee kry ons beeste. Dis hy. Goed, so sy broers is in die oorlogveld en Dawid het die kleinvee opgepas van sy vader. So, op 'n dag, toe sê Dawid se pa, Isai, vir hom, dat hy asseblief moet gaan om vir sy broers kos te vat. En dan ook moet hy vir die owerste oor 1000 snye kaas vat en by hom hoor, hoe gaan dit met sy broers, en ook 'n pand saam terugbring. Goed, so Dawid het vir sy vader geluister en gegaan. Die teenoorgestelde van vader of pa is moeder of ma. Dis reg, is hy. So hier gaan Dawid en hy vat vir hulle kos. En toe Dawid daar kom, sien hy dat al die manne bietjie mismoedig is. Hulle het vir 40 dae en 40 nagte het hulle elke dag daar gestaan terwyl die Filistyne hulle uitgedaag het. Elke oggend en elke aand. Die teenoorgestelde van oggend is aand. Het die Filistyne gekom en hulle uitgedaag. En die reus wat die uitdaagwerk gedoen het, sy naam was Goliat. En Goliat was 'n reus, so hy was baie groot. Jo! En Dawid was baie klein teenoor Goliat, nee. Dis ook 'n teenoorgestelde, groot en klein. Dawid sien toe dat hierdie reus hulle elke dag kom uitdaag. En hy sê toe vir Saul, "Maar moenie laat jou manne verder mismoedig wees nie. Ek sal teen hierdie reus gaan veg." Hy sê, "Ek sal hom wys wie die God van die Israeliete is." En Saul sê toe vir hom, "Goed, gaan dan nou in die mag van die Here en gaan verslaan hom." Dawid gaan toe af na 'n stroompie toe of 'n spruit en hy tel vir hom 5 gladde klippies op. Glad. Wat is die teenoorgestelde van glad? Is grof. Hy kry vir hom 5 gladde klippies en so gaan hy en hy gaan daag daai reus uit. Dawid gaan en hy stap nader en die reus stap nader. Wat is die teenoorgestelde van nader? Teenoorgestelde van nader is verder. Dan kry jy ook naby en ver. Hy stap nader en die reus kyk om en hy sê, "Dink jy ek is 'n hond? Jy kom met jou stok hier by my aan en jy wil my kom uitdaag." Hy dink hy is baie groot en sterk, nee. En Dawid sê vir hom, "Jy kom met jou spies en met jou swaard, maar ek kom in die naam van die Here, die God van die leerskare, die God van Israel, en ek daag jou uit." Goed, en hy sê ook toe vir hom, "Die Here gaan jou in my hand oorgee, sodat almal sal weet dat die Here nie veg met 'n swaard en 'n spies nie, maar dat hy kom in sy krag." Nee, en dan almal sal weet
dat die Here die ware God is. Goed, so stap hulle nog 'n bietjie nader en Dawid vat, hy gaan in sy sak in, en hy haal hy gladde klippies uit en hy sit dit in sy slingervel en hy slinger en hy gooi die reus teen sy kop. En die reus val net daarom plat op die grond. Nou lê die reus lekker laag op die grond, nee. Die teenoorgestelde van laag is hoog. Die reus was eers hoog, bo almal, nou is hy laag op die grond. Dis wat die Here doen. Die Here sal ons nooit skaam laat staan as ons hom aanroep in die tyd van nood nie. Moet dit glo. Goed, so het Dawid toe braaf die reus oorwin. Die teenoorgestelde van braaf of dapper, van dapper is lafhartig. Dis 'n bietjie 'n groot woord, nee. Maar of jy is dapper of jy is 'n lafaard. Ons het nou net daaroor 'n bietjie gesels. Braaf is nie altyd te sê of dapper is nie altyd te sê jy is nie bang nie, maar is om oor daai bangheid te kom en braaf te wees en te doen wat jy moet doen. Die storie is in 1 Samuel. Julle kan gerus bietjie weer na hom lees. Laat jou mamma en jou pappa vir die storie lees vanaand en julle moet 'n baie lekker dag hê. Ek hoop julle het baie geleer oor teenoorgesteldes of antonieme. Tot ons mekaar weer sien. Bye maats.